Is u gereed om nog sleutels te ontvang vanmôre? Amen. Ja, maar wat die Here vir ons gegee het is opende deur en dit is wat die Here gaan doen. Ook in mense se lewens, maar jy het 'n sleutel nodig natuurlik 'n deur oop te maak wat gesluit is. Laasweek het ek net begin praat oor Openbaring 3 vers 7 en 8 wat ons sleutelteks is en ons gaan 'n bietjie vanmôre aan om nog sleutels vir u te gee. Laasweek het ek vir u 'n sleutel gegee. Daardie sleutels om God se woord te bewaar. Baie belangrik dat u kan verstaan wat dit beteken om God se woord te bewaar. En ek wil môre aangaan om 'n tweede sleutel vir u te gee. In die konteks van hierdie gedeelte, vat u gou weer na ons konteks toe. In Openbaring 3 vers 7 en 8 en hy sê: "En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia." Wat wil hy vir ons hier sê? Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het. Natuurlik wat oopmaak en niemand sluit nie, en wat sluit en niemand maak oop nie. Gaan hy verder, hy sê hierso, hy praat met die kerk hier, hy sê, ek ken jou werke. Het jy geweet dat God ken jou werke? God weet van elke werk wat daar plaasvind in en deur sy kerk. Hy weet dit. Werke is belangrik. Ek laasweek 'n bietjie met u gepraat oor werke. Hy sê, ek ken jou werke, sê hy, ek het voor jou wat gegee, geopende deur. En niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar. Hier is die eerste sleutel wat ek laasweek vir u gegee het, om God se woord te bewaar. Die tweede sleutel is, en my naam nie verloon nie. Ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk, wat behels dit? Om nie die naam van die Here, nie die naam van Jesus Christus te verloon nie. Ek wil hê ons moet gaan kyk eerstens na die betekenis van hierdie woordjie verloon. Wat beteken dit? In die eerste plek beteken dit weerspreek. Met ander woorde, ek en u moenie weerspreek dit wat Jesus gesê het. Ons moet gaan luister en verstaan wat het Christus gesê en dit nie weerspreek nie. Dit beteken verder ontkenning. Ons moenie Christus ontken nie. Ons moet dit wat Jesus vir ons gesê het, moet ons vat en aanvaar. As soveel mense wat in ontkenning leef, maar dit is om Christus nie te bely nie, dit is om Christus nie te ken nie. Dit beteken verder verwerp, en dit is wanneer jy Jesus Christus verwerp, as seun van die lewende God, as die lam wat gekom het na hierdie wêreld toe. Dit is om die evangelie van Jesus Christus wat hy vir ons kom gee het te verwerp. Dit is wat dit beteken, jy verloon die Here Jesus Christus daardeur. En dan verder is die betekenis weier. Met ander woorde, dis wanneer jy weier om gehoorsaam te wees aan God se woord. Het jy geweet jy verloon die Here Jesus Christus? As jy weier om te doen wat die woord van die Here sê, om sy wil in jou lewe te doen. So as baie dieper dinge met betrekking tot die woordjie verloon. En as 'n mens gaan kyk hierna en ek gaan vir u 'n paar dinge uitlig met betrekking tot hierdie woordjie verloon. En ek dink wanneer ons daarna gaan kyk, gaan 'n mens besef en sê, Here, maar Here, ek het u op kere ook verloon. Dalk is daar mense wat hier sit vandag wat na hierdie woord luister en soos wat jy hierdie woord gaan hoor, besef jy, maar ek is ook besig om Jesus te verloon. Ek bid die Here dat die Heilige Gees vir ons die woord gaan oopbreek rondom hierdie woordjie verloon. In die eerste plek, wat is dit wat ons verloon? Ons gaan kyk na ons geloof. Geloof is baie belangrik, het jy geweet, jy kan jou geloof verloon. Jou geloof wat jy het in die woord van God en jou geloof wat jy het in Jesus Christus. Ek vat u na Openbaring 2 vers 12 en 13, hier kom die woord van die Here weer en hy praat met die kerk. Onthou Openbaring 2 en 3 het te doen met die kerkdispensasie, waar hierdie 7 briewe gerig is aan die 7 gemeentes. Hy praat met 'n ander gemeente Pergamus, maar hy praat eintlik met die hele kerk. Hoor wat sê hy in hierdie gedeelte? Ek ken jou werke. Hier kom die Here weer. Wat sê hy? Ek ken jou werke. Jy geweet God ken jou werke. Dit wat jy doen is God bekend mee. Jy geweet jou werke van jou vooruit. Woord van die Here sê dit. Hy sê in die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. Nou as jy mens gaan kyk in hierdie wêreld, is daar lande hier waar die troon van Satan is, waar Satan woon. Ons gaan kyk in lande waar daar afgodsaanbiddery plaasvind. Jy gaan kyk na sekere lande, dan sien jy die hoeveelheid beelde wat daar is en die afgode wat daar is. Daar sekere lande wat Christus verloon word, wat Christus nie welkom is nie, waar Christene nie die evangelie verkondig nie, mag nie verkondig nie, en waar hulle doodgemaak word indien hulle die evangelie verkondig. Dit is daardie plekke waar Satan se troon is en waar die duiwel bly. Hy sê, en jy hou vas aan my naam. Dis wat ek die Here bid, dat jy sal vashou aan die naam van die Here Jesus Christus en net die geloof in my nie verloon nie.
Prys die Here, mag jy so getuienis hê, dat jy nie jou geloof in die Here Jesus Christus verloor het. Dit is baie belangrik, in die eerste plek gaan dit oor jou geloof, en waarin glo jy? Belangrik, dat ons gaan kyk, wat is jou geloofsbelijdenis? Waarin glo jy? Daar's baie mense wat valse leerstellinge glo, wat gepredik word oor kansels. Hulle het wel geloof, maar in verkeerde dinge, nie in die waarheid van God se woord nie. Dit is belangrik dat ons geloof in die suiwer waarheid van God se woord is, halleluja, wat ons nodig het. Ons gaan kyk verder na geloof. Openbaring 14 vers 12, hoor wat sê hy hier. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in die Here Jesus Christus bewaar. So laasweek het ek met jy gepraat om die woord van God te bewaar, maar dit is ook belangrik dat jy jou geloof wat jy het in God se woord bewaar. Jy sien, dit gaan 'n bietjie verder, my broer en suster, as net om te hoor maar die toepassing van God se woord. Sê die Bybel nie dat in die laaste dae wat gaan gebeur? Mense gaan afvallig word van wat? Van hulle geloof. Ons leef in hierdie tyd. Hierdie is die laaste dae. Dis die laaste tye waarin ons leef. Daar gaan baie dinge gebeur wat die woord van God ons waarsku in hierdie tye en ons sien dit voor ons oë afspeel. In die eerste plek sien ons daar is 'n apostasie. Daar is 'n afvalligheid van mense met betrekking tot hulle geloof in die Here Jesus Christus en die waarheid van die evangelie. Die Bybel sê dit. Mense in die kerk verloor die krag van die evangelie deur te leef in ongehoorsaamheid. Jy verloon die Here Jesus Christus. As jy weet wat God se wil is en wat God sê wat jy nie moet doen nie en jy doen dit, dan verloon jy die Here Jesus Christus. Luister, is belangrik dat ons die krag van die evangelie beleef en ervaar. Ook die krag van God en die heerlikheid van die Here en die glorie wanneer ons dienste bywoon. Dis wat ek die Here bid vir koninkryk bedieninge. Jy sien daar's te veel kerke wat gaan deur menslike rituele. Dis die uiterlike vorm van die godsdienst, maar daar's geen krag in nie. Dis die krag van God wat wonderwerke laat gebeur in mense se lewens. Daardie dunamis krag is dit wat die kerk nodig het. Kom ek vat hier. Na 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, ek lees dit vir u. Maar weet dit, wat sê die Bybel? Dat daar in die laaste tye swaar tye gaan kom. Kom ek vandag vir u sê, my broer en suster, hierdie tye is hier, ek en u leef in hierdie tye. Jy sien, dit is nie so seer net fisies van aard nie, maar ook geestelik gaan daar moeilike tye kom in die laaste dae, want die gees van die anti-Christus sal reeds aan die werk. Die boosheid in hierdie wêreld, hoef ek nie meer te vertel nie. U sien die boosheid in hierdie wêreld wat daar is. Hoor wat sê hy? Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. I, me en my. Dit is oor dit gaan. As jy kyk in mense se lewens, is presies waaroor dit gaan. Gaan nie oor hulle self. Die eie ek moet bevredig word. Dis waaroor dit gaan in hierdie wêreld. Hy sê verder, geldgieriges. En kyk, geldgierigheid wat daar is in hierdie wêreld. Groot praters, trotsaars, lasteraars. As jy kyk, vir baie mense die evangelie belaster. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Maar daar groot tyd in die verlede. As jy kyk vandag na jong mense, na tieners wat in 'n rebellie leef rondom hulle ouers, ongehoorsaam aan die ouers, en hulle verloor soveel groot seëninge. Kom ek vandag vir julle sê, liewe jong man, vrou of jong mens, jong seun en dogter, as 'n groot sleutel met betrekking tot jou gehoorsaamheid en aan jou ouers. Sê die woord van die Here nie, wat gaan met jou gebeur as jy jou ouers gehoorsaam? Jy gaan geseënd wees en jy gaan goeie dae sien en 'n lang lewe hê. As jy jou ouers gehoorsaam, daar sleutels daarin. Maar ons leef in 'n tydperk waar ouers nie meer of kinders nie meer gehoorsaam is aan die ouers nie. Die ouers moet begin nou gehoorsaam word aan die kinders. Dis waarin ons leef, dis die tyd waarin ons leef. Gaan hy verder. Hy sê ondankbaar. Sien jy ondankbaar is mense. Onvergenoeg. Hulle is nie tevrede met wat hulle het nie. Give me more, give me more. As hulle bid is net om te sê, Here, wat kan U vir my meer gee? Kom hy verder, onheilig. Ons sien dit in mense se lewens sonder natuurlike liefde. As jy meer liefde in hierdie wêreld nie. Dan sê hy onversoenlik. Dit beteken nie om ander te soen nie. Beteken my broer en suster dat mense moet weer versoen, mense moet vergewe, mense moet vryspreek. Dis wat die woord van die Here vir ons sê hier. Dan gaan hy verder. Hy sê hierso,
kwaadsprekers, het jy gesien die haatspraak wat daar is in hierdie wêreld? Dan kyk maar net op die multimedia's, dan sien jy die haatspraak wat daar is in hierdie wêreld. Ons sien dit ook in Suid-Afrika in die orde van die dag. En hy verder. Hy sê hierso, bandeloos. Jy weet mos nou wat is bandeloos. Baie meer betrekking op die broers, né? Daai band afval, né? Daai bel, bandeloos, as jy ons bandeloos. Hou maar daai bel vas, my broer, baie nie. Kom jy losmaak nie. Breed, het jy gesien die breedheid wat in hierdie wêreld is? Is verskriklik as jy gaan luister na gevalle, die brutale maniere hoe mense doodgemaak word. Dan sien jy die skrif in vervulling, dan besef ek, ons leef in die laaste dae, die woord van die Here sê dit. Dan kom hy, en hy sê hierso, hy sê sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verbaan. Meer liefhebbers van genot, as liefhebbers van God. As daar een ding is mense, they crave for the pleasure of this world. Meer liefhebbers van genot. Mense, my broer en suster, is vermaak behep. En dis hoekom ook in die kerk. As daar nie nou in die kerk mense vermaak word nie, dan gaan soek hulle ander kerke. Praat van seeker-friendly churches. Hulle skiet op soos paddestoele, as jy gaan kyk in hierdie wêreld. Pastoor, jy moet my net vermaak, asseblief. Ek soek genot. Die gehoorsaam. Pastoor, preek asseblief dinge wat my ore skree. Moenie gehoorsaamheid, sonde en geregtigheid preek nie, pastoor. Moenie praat oor die oordeel wat aan die kom is nie. Nee, pastoor, kom asseblief. Omrok bietjie met jou. Raam gaan. Hulle is vermaak behep. Soek nie die waarheid van die evangelie nie. Probleem wat ons het. Wie word hierna verwys? Maar gaan vir jy sê, met die Bybel sê. Hier kom dit nou, is mense wat Christus verloon. Is hulle wat in die kerk is. Hy sê hierso, mense wat 'n gedaante van die godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor. Ons soek die krag van die evangelie, ek bid die Here, vir hy doen ons krag. Wanneer ons by mekaar kom, moet daar 'n manifestasie wees van God se krag, die Heilige Gees krag. Dis hierdie krag wat mense gaan aanraak, en dit is deur lewe gaan verander. Anders gaan ons nie deur menslike programme en rituele. En ons praat vanmôre as intercessors. Soveel kerke, daar geen heerlikheid van God is nie. Mensgemaakte programme, daar's geen krag nie, daar's geen wonderwerke wat plaasvind in die dienste nie. Maar hierdie mense, die uiterlike vorm van die godsdiens, they appear very good. Their appearance, halleluja, gaan jou bluf. Want uiterlik as jy nou gaan kyk, die woordjie hier is fashion, to fashion alike. Jy sien ons hierdie onderskeiding van geeste nodig, want daar soveel mense wat in die kerk inkom, en die uiterlike vorm van die godsdiens, maar die krag daarvan verloon hulle, die krag van die evangelie verloon hulle. Jy sien, dis wanneer jy Jesus verloon. Wanneer jy betrokke is by al hierdie dinge wat ek nou vir u gelees het. Ek bid die Here vir God se Heilige Gees krag en koninkryk bedieninge, sodat lewens verander word in hierdie gemeente. Amen. Ons soek na die krag van God se Heilige Gees. Die woord van die Here het gesê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees vir jou kom. Ek bid die Here dat God se Heilige Gees vaardig word by elkeen van julle in ons dienste. Dat ons daai krag sal beleef en ervaar in ons dienste en mense verloor Christus deur valse leerstellings te verkondig en om valse leerstellings te hoor en te glo. Jy verloon die Here Jesus daardeur. Hoeveel mense in denominasies verloon die Here Jesus Christus met valse leerstellings wat ingekom het in die kerk. Die Here waarsku ons daarmee. Maar ek vat hier my broers en susters na 2 Petrus 2 vers 1 en 3. Maar daar was ook valse profete onder die volk Israel. Nou waarsku die Bybel ons hier in die Nuwe Testament en sê, net so daar onder julle valse leraars sal wees. So wat sê die woord van die Here vir ons en ons waarsku ons dat daar in die kerk wat gaan wees? Valse leraars, wat valse leerstellings gaan verkondig, my broer en suster. Dit gebeur vandag in baie denominasies wat hulle voorgee as Christelike denominasies is besig met valse leerstellings, valse praktyke wat hulle in die kerk laat gebeur. Hulle verloon die Here Jesus Christus daardeur. Hy sê
Wat verderflike kettery. Hierdie woordjie kettery, die woordjie daar is 'n sekte. Hy sekte. Het julle al gehoor? Ons praat van 'n sekte. Heilig sal invoer, waar invoer in die kerk inbring. En ook die Here wat hulle gekoop het verloon. Sien die verloon die Here Jesus Christus. Praat met u. En doen is oor 'n tweede sleutel is om hierdie naam van die Here te verloon. Wat is dit wat Jesus verloon onder andere vir? Dis valse leerstelling. Nou is dit ongelukkig hartseer dat soveel mense sit onder die geklank van hierdie valse leerstelling. En hulle verloon die Here Jesus Christus deur valse dinge te glo. Want die vers gaan aan. Hy sê hierso: en 'n vinnige verderf oor hulle self kry, maar nie net oor hulle self nie, vir hierdie mense wat hierdie valse leerstellinge glo, want hy sê verder, en hoeveel sal hulle verderflikhede navolg? Wat sê die Bybel? Baie hartseer met dit. Ons gaan let op wat God se woord sê, deur in die kerk praat. Baie sê die Bybel. Nie binne baie binne in die kerk gaan hierdie valse leerstellinge navolg, gaan dit aanvaar, gaan dit glo. En om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. En uitheemsig sal hulle met verdigte woorde voordeel trek uit julle. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, want hoekom? Hulle werke gaan hulle vooraf, sê die woord van die Here. En hulle verderf slymer nie, want hierdie mense is op pad om te loop na verderf toe. Hulle wat valse leerstellinge verkondig, want hulle beïnvloed soveel mense valslik en hulle bedrieg mense deur 'n valse leerstelling en verloon die Here Jesus Christus en die woord van God. Om Christus te verloon is om hom te verwerp. Een van die betekenisse is om Christus te verwerp. Kom ek vat nie na Handelinge 3 vers 13 en 14. Hy sê die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik, hom wat julle oorgelewer het en voor Pilatus verloon het. Hoekom het hulle Jesus verloon voor Pilatus? Wat het hulle uitgeroep en gesê? Kruisig hom, gee vir ons Barabbas. En hulle verloon die Here Jesus Christus, hulle verwerp hom as die lam van God, wat die sondes van daai selfde mense sou wegneem, wat uitgeroep het, en die kruisig hom. Amen. Dit was God se wil, dat Christus se kruisig moet word. Toe hulle besluit het om hom los te laat, moenie Jesus los nie, my broers en susters. Hou vas aan Jesus, hou vas aan sy naam. Toe hy besluit het om hom los te laat, en julle het die heilige en regverdige verloon, deur hom te verwerp, nie te aanvaar as die seun van die lewende God en die Nuwe Testamentiese paaslam wat vir ons geslag is en wat God gestuur is in hierdie wêreld. So is daar baie mense vandag wat Jesus nie wil aanvaar as die seun van die lewende God nie, as die lam van God. Halleluja, Nuwe Testamentiese paaslam en baie, selfs by die kerk. Dat Jesus nie aanvaar as die lam van God nie. Johannes die Doper sien Jesus Christus wat sê: daar is die lam van God, die wat die sondes van die wêreld wegneem. Jou sondes sal nie weggeneem word nie as jy nie Jesus aanvaar as die lam van God nie. Geen redding en verlossing vir jou nie. Jy verloon die Here Jesus Christus. Hy sê en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk word. Wat 'n alternatief het jy vir Jesus Christus? Wie is in jou lewe wat die plek van Jesus Christus inneem? Of het Jesus eerste prioriteit in jou lewe? Hou jy vas aan die naam van Jesus Christus? Wat hierdie sleutel behels? Sien, ek gee vandag vir die sleutel, want die woord van God sê, daar's 'n geopende deur vir hulle, wat nie die naam van die Here Jesus Christus verloon nie. Het gaan oor jou geloof, het gaan oor jou gehoorsaamheid. Ontsettend belangrik met Christus. En daar's niemand behalwe Jesus Christus nie, daar's geen ander offer nie. Net vandag vir jy sê, Hebreërs 10 vers 26 en 29 kom die wil. Sê die volgende: as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, wat is hierdie sonde? Hierdie sonde is om Christus te verloor en Christus nie te bely as jou redder, verlossing en saligmaker. Om Jesus Christus nie te bely as die offer wat gekom het vir die sonde van hierdie wêreld. Hy sê hierso, hy sê as jy nou opsetlik sondig, wanneer sondig jy opsetlik, nadat jy weet dat Jesus Christus die redder, verlosser is, dat hy die offer is, en jy aanvaar hom nie. Hy sê dan wag daar vir jou wat? Verskriklike oordeel van die hel wat voor lê. Want daar's geen ander offer nie, sê hierdie Bybel. Jy kan maar gaan kyk na 'n ander offer. Hier's geen ander mense in hierdie wêreld nie, my broer en suster. Maak nie saak wat mense glo nie en wie hulle aanbid nie.
Luister, jy kan nie die son, die maan en die sterre aanbid nie. Jy kan nie 'n klip of 'n stomp aanbid nie. Jy kan nie 'n ander mens aanbid nie. Dit kan nie 'n alternatief wees vir Jesus Christus nie. Daai mense het nie hulle lewe gegee vir die sondes van hierdie wêreld nie. Hoe kan die son en die maan se lewe gee? Dit jou sonde wegneem. Dis absurd, my broer en sussie. Hoe kan 'n ander mens wat sondig is sy lewe gee? Dis alleen die een wat sonder sonde in hierdie wêreld ingekom het, wat vir die sonde kon betaal. Jesus Christus is daardie een wat sonder sonde was met ons. Dank die Here vir Jesus Christus. Halleluja. Natuurlik het wie Petrus 3 keer verloor, Jesus 3 keer verloor. Petrus, nee. Ek het sommer die antwoord. Ja, maar ken die verhaal, ek gaan nou nie uitbrei daaroor. Jy sien, want Petrus moes aan homself gesterf het, want dit net oor hom te gaan. Sy eie vlees, sy eie ek. Petrus wat gesê, ek sal nie toelaat, Here, dat U sterf nie. Ek sê, Here, kom weg agter my Satan. Jy sien, ons moet God se wil ken, my broer en suster, en God se wil doen. So kom Petrus, en hy verloor die Here Jesus 3 keer voor 'n diensmeisie. Sê, ek ken hom nie. Blik jy, en ek jy die wêreld is. Want hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus se krag, redding vir elkeen wat glo. Jy sien, want as jy nie Jesus gaan bely vir ander mense nie, gaan God jou nie bely, of Christus jou nie bely vir die Vader nie. Hier is baie belangrik, skaam jy jou vir die evangelie? As jy 'n getuie van Jesus Christus? Ja, so. Vir die braai tussen vriende is, en jy vat nie 'n drankie nie, tussen die mense, te sê, maar kom drink jy nie, nee, ek is 'n kind van God. Halleluja. Ek dien die Here. God se woord praat teen rand, my broer en sussie. Moenie skaam wees om op te staan vir die naam van Jesus Christus nie. Jy sê, luister, ek drink nie, want ek dien die Here Jesus Christus. Ek het Jesus lief. Ek wil die wil van God doen. God waarsku my hierteen. Amen. Dit om Jesus nie te verloor nie. Amen. Jy sê, ek dank die Here vir manne wat opstaan met 'n ruggraat, wat nie skaam is nie, en sê, ek sal nie betrokke raak by hierdie dinge nie, want ek dien die Here Jesus Christus, ek sal sy naam bely, halleluja. Wanneer die geleentheid opkom, amen, soek 'n geleentheid. Soek 'n geleentheid. Om Christus te verloon is om troueloos te staan. Dit is baie belangrik. Die volk Israel het troueloos gehandel teenoor wie? Teenoor God. Hoekom? Want hulle was in 'n huweliksverhouding met God gewees. Het jy geweet? Maar bewys dit vir julle. Jy verloor die Here as jy troueloos handel. Luister, in terme van hierdie konteks, die konteks van hierdie gedeelte. Wat beteken troueloos hier? Troueloos beteken om ander afgode te aanbid behalwe God. Wat het die volk Israel gedoen? Hulle het ander afgode aanbid van die heidene. En hulle het God gelos. Nou sê die Here, jy verloor die Here as jy troueloos handel. Ek vat hier na skrif toe, Jeremia 5, vers 11 tot 13. Want die huis van Israel en die huis van Juda het baie troueloos teen my gehandel. Hier kom hy en hy verklaar die verhouding wat Israel is met God. God se vrou. Israel. Spreek die Here. Hulle het die Here verloon en gesê, luister die volgende. Want wat doen God hier? Hulle het nou troueloos gehandel deur afgode te aanbid. Nou kom God deur die profete en hy waarsku die volk. Hy waarsku sy bruid, Israel. En sê, luister hierso, keer terug na my, anders gaan ek julle tigtig, ek gaan julle straf. Hoe kom oor julle vir julle? Nou hoor wat sê hierdie volk. Dit is nie hy nie. Geen onheil sal oor ons kom nie. Ons sal geen swaard of hongersnood sien nie, want dis wat die profete verkondig het teenoor die volk Israel, omdat hulle troueloos gehandel het. Hy sê hierso, en die profete sal bind word, ja. Die woord is nie by hulle nie. Mag dit so met hulle gaan. Jy verloon die Here Jesus Christus. Jy verloon God, my broer en suster, as jy ander afgode aanbid. Maar ek wil ons gaan vat na die Nuwe Testament. Wie is in 'n liefdesverhouding en 'n verbondsverhouding en 'n huweliksverhouding met Jesus Christus?
Die ware bruid van Christus. Ek glo dat u is deel van daardie ware bruid van die Here Jesus Christus. Nou kom die Nuwe Testament en hy sê jy verloon die Here Jesus Christus as jy iets of iemand anders soek wat meer belangrik is as jou bruidegom Jesus Christus. Maar wat sê Job verder? En kom jy sê jy verloon die Here indien jy jou vertroue plaas op enigiets anders of iemand anders behalwe God. Jy weet jy verloon die Here Jesus Christus. Kom ek vat jy na Job toe. Job 31 vers 24 tot 28. As ek op goud my hoop gestel het en vir die fyn goud gesê het my vertroue, waarop vertrou u? Waarop steun u? My broer en suster, op jou geld en jou materiële dinge? Hy sê, as ek bly gewees het, omdat my vermoë groot was en my hand baie verwerf het. Met ander woorde, wat wil hy vir jou sê? Moenie jy roem daarop as jy baie het nie, want is God wat ryk maak, my broer en suster. Halleluja. Jy moet ook al arbeid voel niks daarby nie, as ons in die konteks kyk van hierdie skrif. Luister, dank God as jy vermoë het. En as jy vermoë het, my broer en suster, sê die woord van die Here, maak bietjie jou hand oop vir die ander wat hierdie vermoë het. Jy sien, hierdie is sleutels. Nou gaan hy verder, hoor wat sê hy hier. As ek die sonlig aangesien het, wanneer dit helder skyn en die maan wat so pragtig daarheen gaan, wat wil ek hier vir ons sê? Asseblief, kom ek vat nie na die diepte van hierdie woord, en hierdie is son en maan aanbidding. Hierdie is jou, om jou vertroue te plaas op die sterre hemel. Op die hemel. Dis eintlik wat hy hier vir ons sê, want hierdie woord is van toepassing, ook vandag, my broer en suster, waar daar baie mense is. Ja, luister, they put their trust where? In the universe. Jy al vandag. Kom ek vandag vir jy sê, maar, sit die televisie bietjie aan, en luister die keer na hierdie celebrities en mense oor die televisie, dan sal jy hoor, sê, put your trust in the universe. The universe will provide for you. Ek het hoeveel keer al gehoor op televisie. Dis wat die Bybel hiervan praat, van die son en die maan, om hulle vertroue daarin te plaas. Hy sê verder, en my hand heimlik gelei is, en ek met my hand hulle kus toegewerk het. Halleluja. Kan jy sien wat is hulle besig om te doen? Hierdie woordjie kus beteken om te aanbid. Want jy sien baie keer wanneer ek voor God se aangesig lê, dan sê ek, Here, ek kus U met my aanbidding. Hierdie mense kus wie? Hulle kus die son en die maan en die sterre, want daar son, maan en ster aanbidding in hierdie wêreld, net soos daar was tydperk van Israel. Ook dit sou 'n strafbare misdaad wees, want ek sou God daarbo verloon het, as ek hierdie dinge doen. Ek praat net hier oor die sleutel, om hierdie naam van die Here te verloon. Waarin plaas u vertroue? Hy sê, moenie op die arm van die vlees vertrou nie. Jy sal 'n vervloeking wees. 'n Vervloeking kom oor jou, as jy op die arm van die vlees vertrou. Vertrou die Here Jesus Christus, halleluja. Jy sal 'n boom wees wat geplant is naby waterstrome, sy vrugte gee. Altyd. Die beloftes van die Here gee nie. Ons moet net ons vertrou in die Here Jesus Christus plaas. Glo jy dat God sal vir jou weergee? Hou jy vas in die naam van die Here? Glo jy God se woord, my broer en suster, dat die waarheid is? Die mense verloon die Here Jesus, wanneer hulle die genade van God verander in ongebondenheid. Dit is 'n verskriklike wete. Jy sien, want weer eens kom ons terug na die kerk toe. En dan sien jy predikers wat oor hierdie wêreld uitgaan. Dan sien jy hoe predikers en leraars die genade van God verander het in ongebondenheid en hulle verloon die Here Jesus Christus. Nou vir jy sê, as daar een ding is waarin ek glo, is dit in die genade van God, halleluja. Maar ons moet genade in die regte perspektief verkondig. Jy sien hulle die genade van God verander in ongebondenheid. Dis wat predikers doen vandag. Hulle ry die golf van genade. Dis net grace en grace en grace en niks gehoorsaamheid nie. Kom ek vandag vir jy sê, 'n sleutelwoord wat die Here vir ons gegee het vir 2026 wat hy uitlig is een woord gehoorsaamheid. Kom ons hierdie altaar verbou. Hierdie altaar gaan waaroor? Gaan oor jou geloof. Dit gaan oor jou gehoorsaamheid. Want daar's 'n geveg ook betrokke. Hierdie geveg
is teen jou geloof en teen jou gehoorsaamheid. Ek dank die Here vir geestelike wapens wat kragtig is in God, wat hy vir ons gegee het om wat te doen, om teen die vyand te kom. My broers en susters, wat kom teen jou geloof en jou gehoorsaamheid. Hy wil nie hê jy moet glo in die waarheid nie. Hy wil nie hê jy moet tot eenheid van die geloof kom en tot eenheid van die kennis van God nie, om jou te gehoorsaam aan die woord van die Here nie. Die vyand sal alles doen in sy vermoë, soos wat hy na Eva toe gegaan het, om vir haar te bedrieg en te mislei, om nie gehoorsaam te wees aan die woord van God nie. Vandag wil sê, weet jy wat sy grootste wapen in geestelike oorlog is? Gehoorsaam. Hoekom sê ek so? Want as jy 'n nou gesette lewe leef, in gehoorsaamheid aan God se woord, sê die Bybel in die vyand, geen vat op jou nie. Wil jy nie in 'n posisie wees, waar die vyand geen vat op jou het nie? Ja, dit maak geestelike oorlog baie maklik. Hy kan nie eens naby jou kom nie. Jy sien, dan hoef jy nooit in defense te wees nie. Maar jy kan altyd in die aanval wees, want as jy in 'n lewenswyse leef waar die vyand geen vat op jou het nie en jou geen skade kan aandoen nie, luister, dit bring oorwinning oor mense se lewens. Ek bid die Here dat elkeen van julle in so 'n posisie sal kom. Dis hoekom ek vir jou sleutels gee, my broer en suster, sodat daar 'n geopende deur vir jou kan wees in 2026. En jy kamers in God se koninkryk betree wat jy nog nie was nie. Dit wat jy nodig het in jou lewe, want die Here praat net ons in hierdie jaar, maar ek nog in die Here. Kom ek vat nie na Judas 1 vers 4. Want sekere mense het ingesluit. Weet waar ingesluit? Waar het ingesluit? In die kerk. Hier is mense wat in die kerk ingesluit het, wat lering gee in die kerk, wat preek oor die genade van God. Hulle is al lang tevore al opgeskryf vir hierdie oordeel, goddelose mense, wat die genade van ons God verander in ongebondenheid en die enigste Here Jesus Christus God ons Here verloor. Wanneer verloor jy die Here? As jy die genade van God nie in konteks spreek nie, uit verband uitdruk, dan verloor jy die Here Jesus Christus. Daar is soveel predikers wat vals is, by hulle sê die God se woord nie. Kom ek gaan dit vir julle sê. As jy nou ooit 'n woord wil hê wat gekoppel is aan God se genade, is dit verkeerd. Amen. Nog wie sê, gaan kyk in die Ou Testament, daar's 'n goue draad met betrekking tot die woord bekering. As jy gaan kyk na Israel, wanneer het God se genade weer oor Israel gekom en is dit uitgestort? Wanneer hulle bekeer het. Dan kyk 'n bietjie reg in die geskiedenis van Israel, dat hulle afgode aanbid, hulle het trouens gehandel teenoor God, en dan kom die oordeel van God oor hulle die straf, en wanneer hulle bekeer, kom God se genade weer oor. Kom dan tot inkeer en bekeer jou, sê Handelinge 3 vers 19. Sodat weer tye van verkwikking in jou lewe kom, die genade van God weer uitgestort kan word. Kom ek vandag vir jou sê, sonder bekering aan die genade. Ek dank God vir sy genade. Maar jy sien die 5 B's is belangrik, want jy het God se genade wat jy uitgestort word. Dit vertel vir die 5 B's. Amen. Jy is bewus daarvan dat jy verkeerd optree teenoor God. Jy moet diepe berou in jou hart hê. Bely dit voor die Here, bekeer jou. Jy behou dit en nie. Dis sleutel. Dis die sleutel. Gehoorsaamheid is ontsettend belangrik. Gehoorsaamheid in die woord van God. Moenie God se genade met ons verander in ongebondenheid nie. En so die Here Jesus verloor nie. Nee, God wil hê ons moet gehoorsaam wees aan sy woord. Amen. Ons moet ons bekeer, baie belangrik. Ongebondenheid hier beteken losbandigheid. Een van die vrugte van die Gees natuurlik, ongebondenheid. As losbandige leerstelling van die Bybel gaan praat, wat is 'n losbandige leerstelling? Om mense aan te moedig om te sonde, om nie in sonde te tree. Dis 'n losbandige leerstelling. Sien, want wat gebeur vandag in die kerk? Weet jy bietjie oor sonde en ongeregtigheid, dan neem mense aanstoot. Dis die padla, dan bietjie van hulle in die kerk, van die pastoor, hy skree nie hulle oor nie. Dat mense soek vandag, die pastoor vermaak my, ek soek genot. Ongebondenheid is nie om God se woord te bewaar nie, jou los te maak van die waarheid van God se woord. Sien, wat Christus vir ons kom vestig het, jy verloor nie. Jesus deur iets anders te glo,
as dit wat hy vir ons kom vestig het. So ons praat van die evangelie van die Nuwe Testament, ek gaan op 'n stadium met u praat. Wat dink jy is die evangelie van die Nuwe Testament? Wat is the gospel? You know what the gospel is? Baie belangrik, ek gaan met u praat. Die Heilige Gees is besig om my hart te werk om met u te praat hieroor. Maar ek vat hier na 2 Petrus 2 vers 18. Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid. Wie wat waarlik die mens ontvlug gaat in dwalling wandel. 10. Mense leef in valse leerstelling, hulle dwal as hulle die genade van God verander in ongebondenheid. Daar's te veel leringe in hierdie wêreld met mense rondom God se genade wat nie in lyn is met die Bybel nie. Mense verander dit. En sê ag nee, julle kan 'n ander sonde doen. God se genade is groter as die sonde. Julle kan nee, ag nee, God se genade leer pas soos wat julle wil wat God se genade. Nie in konteks nie. Dit sê Romeine 6 vers 1 en 2. Kom ek vat hier nadat Paulus 5 hoofstukke gebruik het om oor die genade van God te praat. Wat sal ons dan sê rondom God se genade? Sal ons in die sonde bly dat die genade van God kan meer word? Wat sê die Bybel? Nee! Hoekom nie? Jy wat wedergebore en gedoop is, het gesterf vir die sonde en leef nie meer daarin nie. Mense, jy kan nie, omdat God se genade daar is, aanhou om in sonde te leef nie. Ag, ek beroep my op God se genade as 'n impak. Dit is soos 'n sonde het 'n impak in jou lewe. Kom ek vandag hier sê. Om in gehoorsaamheid te leef het 'n impak. Maar ek wil die vat na 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11. Luister, jy is op 'n gevaarlike terrein as jy aanhou om die sonde te doen en jy beroep op God se genade, jy kan dalk nie die koninkryk van God mis. Want hoor wat sê die Bybel, wie gaan nie die koninkryk van God beerwe nie. Jy sien hierdie prediker wil mense nie hoor nie. Luister, ek praat met u oor 'n woordjie praso. Wat beteken praso? Praso is to habitually practice these sins. There are too many people in the church that are habitually practicing sin. They will not inherit the kingdom of God. Willem Jooste sê dit nie. God se woord sê dit. Vat jy na die skrif toe. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Moenie op 'n dwaalspoor wees nie, my broer en sussie. Hoor die woord van God, want God praat met die kerk vanmôre. Geen hoereerde of afgodedienaar of egbreekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gieraars of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe. Amen. En hier is die populaire prediker. Dat is waar. En vandag wie jy sê in Christus. Daarvoor jy sê die woord van God sê. Ek praat nie van jy eenmaal gesondig nie, ek praat van praso. If you habitually practice these things, you will not inherit the kingdom of God. Dis wat die woord praat. Jy verloon die Here Jesus Christus. Mense verloon Christus deur hulle werke. Jy gesê werke is belangrik. Amen. Titus 1 vers 16. Hulle bely dat hulle God ken, het jy al sulke mense teëgekom. Luister my broers, vir jy kom hierdie mense teë. Hulle bely dat hulle God ken. Woe, Sondag, halleluja, Jesus. Op Maandag verloon hulle die Here deur hulle werk. Amen. Eina. Dis een ding om die Here binne die kerk te dien wanneer jy op 'n Sondag Jesus se hande ding wanneer jy buite in die wêreld is en die versoeking kom. Daar waar die tik en die teer slaan. Blyk jou lewe môre. Daar waar die werk is en jou vriende. Daar waar jy braai saam met jou pelle. Daar waar die Satan versoeking oor jou pad bring. Bely dat jy God ken en Jesus Christus. Bely dat jy Christen is, maar jou werke gee jou weg. Want dan wat gaan jy op boom ken? Die vrugte. Die vrugte jou werke is daai vrugte wat mense sien in jou lewe. Is een ding om Christus te bely, maar jy moet Christus leef. Gehoorsaam wees aan die woord van God. Dis waarna mense kyk wanneer jy opstaan en sê ek is 'n Christen, ek is 'n kind van die Here, ek is wedergebore. Dan gaan mense kyk na jou werk. Het jy geweet? Mense kyk na jou werk. Jy sien jy kan bely dat jy Jesus Christus ken, maar jou werke kan Christus verloor. Kere werke, bose werke wat jy doen.
Wat doen jy as jy Christus verloor? Jy weet, jy maak 'n ander deur. Jy maak seker die deur toe. Jy maak 'n ander deur. Dit is baie belangrike deur wat jy gaan doen wat jy in jou lewe moet doen. Kom ek vat nie daai skrif in 2 Timoteus 2 vers 12. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, gaan hy wat doen? Hy gaan jou verloon. Hy gaan ons verloon. Jy wil nie deur Jesus verloon word. Jy wil nie deur Christus verwerp word. Jy wil nie deur Christus verwyder word. Een ding wat jy nie moet doen. Matteus 10 vers 32 en 33. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek bely vir my Vader wat in die hemel is, maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek verloon vir my Vader wat in die hemel is. Kom ons gaan kyk vir julle. Wie is die middelaar tussen ons en God? Het jy geweet, jy kom nie by God behalwe as jy deur Jesus Christus gaan. As jy Jesus verloon, maak jy die deur toe na God toe. Want die Here gaan jou nie bely vir God nie, as jy hom verloon. Woord van die Here sê, as jy jou gaan skaam vir die Here, dan gaan Christus skaam wees om jou te bely vir die Vader. Dit is baie belangrik, om ek wat jy bietjie dieper nie. Want jy moet verstaan, wanneer ek praat en jy oor sleutels, waarna verwys ek? Wat is eintlik die sleutel wat die Here wil hê? Ek hoop jy het gesnap in die prins. Want onthou, ons praat hier simbolies. Wat is die sleutel? Asseblief, jy moet dit, as jy dit nou nog nie in die vorige boodskap gevang het nie, moet jy asseblief nou baie mooi lees. Want ek wil hê jy moet verstaan, hoe maak jy deure oop? Wat is dit wat veroorsaak dat jy deure oop maak? Jou wat? Jou gebed. Jou gebede. Julle het nie omdat julle nie bid nie, maar julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, jy moet reg oopsluit my broers en susters. Kom ek vir julle geestelik. In die konteks van hierdie woord, is dit jou gebede wat deure oopmaak. Wanneer jy na God toe gaan en jy bid die Here vir 'n wonderwerk in jou lewe, dis om 'n deur oop te maak en wanneer jy bid. As jy nie bid nie, breek jy nie die sleutel nie. Jy sien wat ek kan vanmôre kom en ek kan vir jou sleutels gee, maar hoe maak jy 'n deur oop? Deur God aan te roep, hy wie my aanroep, sê die Here. Halleluja. So wat doen jy? Wat is die sleutel? Gebed. Wanneer jy na God toe gaan. Daarom, broer en suster, as jy nie bid nie, dan gaan jy nie ontvang nie. Want God se koninkryk het 'n kamer vol van dinge. Maar as jy nie bid nie, gaan jy nie oopsluit nie. Om in te gaan in dit van die Here. Vader, ek bid nie vir finansies, Here. Jou gebed is dit wat Here oopmaak, en nie. Maar dan moet jy dan die regte sleutel hê. Die valse leerstelling in die my broer en suster. Jy moet jy God se woord bewaar. En jy moet jou geloof bewaar in die Here en nie sy naam bely nie. Ag, sy naam verloon nie. Moet dit nie doen nie. Want anders gaan 'n ander deure vir jou oop en dit is deure waar Jesus Christus gesê het, luister hierso. Ek is die middelaar tussen jou en God. Het jy geweet? Baie van ons gebede kom nie eens by God uit nie. Want jou gebed gaan deur wie? Deur Jesus. En as jy skuldig daarin is om sy naam te verloon, dan stop dit by Jesus, want hy gaan nie jou gebed vir God gee nie. Hy gaan nie jou naam noem nie. Vader, Here, dit is Willem wat kom deur Jesus na u toe. Maar ek verloon Jesus, dan stop Jesus. Hy sê, sorry, ek gaan nie eens jou naam vir God noem. Kerk, hierdie dinge verstaan. Want te veel kinders van die Here, te veel Christene verloon die Here. Hulle bid maar ontvang nie, kan verstaan nie, kom jy raak nie so moet wees. Dit is al rede in ons lief. Baie meer dinge rondom dit. Jesus in Johannes 14:6 sê, Jesus antwoord en sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus aanvaar. As jy Jesus verloor, kom jy nie by God uit. Dis wat die skrif sê. Wie moet jy verloor? Wat sê die Bybel? Wie dink jy? Jouself. Amen. Maar een persoon is wat jy moet verloor, is jouself. Jy kan nie 'n disipel wees as jy jouself nie verloor nie. Maar ek vat hier na Matteus 10 vers 24. Matteus 10:24. Toe sê Jesus vir sy disippels, hy praat oor met u vanmôre.
As iemand agter my wil aankom, wat doen? Jouself verloor. Maar is nie al die, wat moet jy nog doen? Jy jou kruis opneem, en jy moet my volg. Amen. Tweede wat jy moet doen. Jy moet jy verloor, jouself verloor. Petrus was nie bereid om homself te verloor nie, hy het Jesus verloor. Jy gaan of jouself verloor, of jy gaan Jesus verloor. Een van die twee, jy kies. Gaan nie beide doen, of beide nie doen. Jy gaan een van die twee doen, of jy gaan jouself verloor, en Jesus belyk, of jy gaan Jesus verloor. Jouself, net kan by my, nou wil ek die sluit af hiermee vanmôre. Skrifgedeelte waar God die profeet met Israel praat. Hoor wat sê hy vir Israel, ek herinner jy net gou weer. Want die huis van Israel en die huis van Juda het baie trouloos teen my gehandel, spreek die Here. Hulle het die Here verloor. En gesê, dit is nie hy nie, en geen onheil sal oor ons kom nie, ons sal geen swaar hongersnood sien nie, en die profete sal wind word, ja, die woord is nie by hulle nie, mag dit so met julle gaan, Nuwe Testament, selfde skrif in die Nuwe Testament, luister hier. Want die kerk van Jesus Christus, die bruid, het baie troueloos teen die bruidegom gehandel. Spreek die Here. Hulle het Jesus verloon en gesê, dit is nie hy nie, hy sal ons nie verloon nie, en die leraar sal wind word, ja, die woord is nie by hulle nie, mag dit so met hulle gaan. Dis is dit waar staan ek en ek het verhouding met Jesus Christus. As jy 'n liefdesverhouding met die Here Jesus, hoe gaan jy die woord van God bewaar as jy Jesus nie liefhet? Hulle wie Jesus liefhet, sal die woord van God bewaar. Liefde vir Jesus Christus. Jou bruidegom wat gaan kom, ons te kom haal, hoe lyk jou liefde? Broer en suster, weet jy wat gee dit weg? Jou werke. Jou werke gee jou liefde weg. Dieselfde in die huwelik. In jou werke met vir jou vrou, want jy weet mos wat is 'n huwelik? Huwelik jy moet dit doen. Huwelik jy moet hierso. Dis in jou werke. Amen. Nee, as jy lief is vir jou vrou, want die vrou vir jou sê huwelik jy moet dit doen. Amen. Omdat jy my lief het, sal jy my gun. Die vrou is ken hierdie skrif nie. As jy my lief het, jy dit en dit vir my. Ja, maar nie dat vrouens ken nie die Bybel nie. Maar waaroor gaan dit nie? Het gaan oor jou liefde wat jy het vir Jesus Christus. Ek kan nie wag! Die bruidegom te ontmoet nie, halleluja. Dat daar 'n vereniging kom tussen die bruidegom en sy bruid, wat Christus as bruidegom verlang het as sy bruid. Halleluja. Kyk af in ons. Wat is die twee sleutels in die konteks van Openbaring 3:2? Eerste keer wat jy moet die woord van die Here Jesus Christus bewaar. En tweedens moet jy nie die naam van die Here Jesus Christus verloor nie. As jy dit, my broer en suster, in jou lewe gaan toepas, sê die woord van die Here, gaan daar in 2026 wat wees speel. Open net.